Rika in die aftreeoord in Kempton Park. Dis maande na die tragiese gebeure wat die lewe van haar ouers en oudste broer gekos het. Haar broer, wat soos Henry, haar prinsessie genoem het, toe sy klein was. Sy sit hurkend en kyk na die familiefoto's onder die glasblad van haar ouma se koffietafel. In die agtergrond is 'n afdruk van 'n pierneefskildery. Dan staan sy op, duidelik bewoe. Sy gaan lê op die rusbank terwyl trane van haar wange rol. Wat is dit, Marlietjie? Dis 'n bekommerde ouma wat so besorgd na haar kyk. Marlie het deur hel gegaan, weet sy, en met Henry se toekoms wat in die lug hang, sy wil nie eers daaraan dink nie. Marlie kyk nie op nie, probeer die trane wegvee, dan met 'n groot sug. I miss them so much. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel hoe jy betrokke geraak het by die boek oor die Desalde moorde? Jy weet, ek wou graag 'n boek oor my suster sien. Ek wou graag dokumenteer wat gebeur het en met die tweede herdenking van hulle dood, het ek so 'n paar lyntjies op my Facebook gesit om te sê dat ons nog aan hulle dink. Die 3 mense wat te sterwe gekom het en so een en ander onbenulligheid het ek net daarop gesit. Jaap het dit gesien en die konnotasie gemaak. En van waar af ken jy vir jou? Wel, van studente daar af. Met so baie skrywers in die mark, hoe is dit dat jy op jou besluit het om die outeur van die boek oor die Desalde moorde te wees? Dit het eintlik ontwikkel sonder dat ek regtig daaroor besluit. Aanvanklik wou hy praat en so ek wou nie praat nie en ons WhatsAppe vir mekaar is wat die basis geword het van hoe die ding ontwikkel het. Pertinente vrae het hy gevra en ek het heerlik net gesels oor die sussie wat ek onthou, hoe ons Skype het, waaroor ons gesels het en later was dit natuurlik gedokumenteer op die WhatsApp en so en daaruit kon hy 'n boek skryf en dit is vir my aanvaardig. Die manier hoe ons nie wou praat, die manier hoe ons weggebly het van publikasies en so, dit word vertel. Dit is goed. Ek hoor jy beweer dat die polisie nie al die regte vrae gevra het nie. Kan jy vir ons 'n bietjie meer inligting daaroor gee? Ja, daar's pertinente goed wat ek byvoorbeeld weet wat vrae wat ek dink wat gevra moes word. Daar's byvoorbeeld Theresa, wat oorlede is, het met ons broer gepraat, dit was sy verjaarsdag die dag voor hierdie goed gebeur het, meer as 'n uur lank gepraat op 'n selfoon. Sekerlik moet iemand vra of nagaan of gesien het wat er gesprekke gevoer was. Ek het nooit gehoor of gesien van daai selfoon, so dis een van my vrae. Die volgende ding is, ek weet dat daai familiehond het gewoonlik tussen die 2 seuns geslaap. Die familie Betty, die hond se bed. En ek hoor niks aan die hofverslae en bloedspatsels. Ek hoor niks van die hondebed nie. Waar was die hondebed? Hoekom vraag? Dit is 'n volgende vraag. 'n ander ding is, ek weet dat my ma in daai huis, met ander woorde ouma Rika, in Henry se bed geslaap het, 'n paar weke voordat hierdie ongeluk gebeur het, en sy het geval. So daar was van haar bloed ook in die stort, want ek weet sy stort altyd, en in die foto wat ons geneem het, sien 'n mens hoe die wonde hier aan haar arm is. Dis 'n ander vraag wat ek sou graag gevra wat ek dink wat moet beantwoord.